Goeiemôre geliefdes, dis my voorreg om jou vanoggend te groet en ek doen dit in die wonderlike naam van hom wat gesê het, ek is die eerste en ek is die laaste, die lewende, die een wat uit die dood uit opgestaan het en in alle ewigheid sal lewe. Ek groet jou in die naam van Jesus die Christus, ons Here. Ons het vanoggend die voorreg om saam te lees uit Openbaring hoofstuk 20 en ons fokusteks is die eerste 3 verse en jy is welkom om die res van die perikoop te lees tot en met vers 6, maar ons het nie vanoggend tyd vir opname doeleindes om die hele gedeelte te behandel nie en daarom gaan ons die eerste 3 verse met mekaar so hanteer dat ons op 'n manier 'n kykie kan kry na dit wat Openbaring 20 in sy geheel by wyse van hierdie 3 verse met ons wil kommunikeer. Nou voor ons begin, kom ons raak stil voor die Here, want as ons met Openbaring besig is, dan vra dit dat ons op 'n besondere manier ons hand in die Here se hand sal hou. Kom ons sit sommer net so en dan raak ons stil. Here, sal U ook in hierdie oggend U woord vir ons oopbreek en wil U die sluier kom lig deur die Heilige Gees, sodat daar vir ons ook nuwe betekenis en lig sal inkom as ons hierdie kosbare woord van U oopslaan. Ons bid dit dan volgend in die wonderlike naam van hom wat die bose in alle ewigheid oorwin het. In die naam van hom wat ieder en elk van ons koester, liefhet en wat homself oorgegee het sodat ons gered kan word. In die naam van Jesus die Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Liewe broers en susters, jong mense, kinders, as ons vanoggend die boek van Openbaring oopslaan, dan is dit belangrik om net vir mekaar te sê, die genre waarmee ons hier te doen het, terwyl die literatuursoort is apokaliptiek. Anders gesê, dit is 'n Hellenistiese Joodse skryfstyl, dit wil sê Grieks-Joods, wat bedoel was om die volk van die Here, Ou Testament, of dan terwyl die kerk van die Here, Nuwe Testament, te vertroos, te versterk en hoop te bring in tye van beproewing en swaar kry. Dit is simboliese taal hoofsaaklik wat gebruik word met verskillende beelde om die geskiedenis in perspektief te plaas en dan ook die sluier te lig vir dit wat moontlik kan kom. En die groot doel daar agter is om te sê God is in beheer en God het die bose oorwin. En juis in Openbaring 20 lees ons dan van die 7de visioen wat Johannes sien en in hierdie visioen lees ons dat daar 'n engel is en hierdie engel kom met 'n sleutel en 'n ketting. Kom ons lees. Ek nooi jou om dan saam te lees Openbaring 20 verse 1 tot 3. Toe het ek 'n engel uit die hemel uit sien kom met die sleutel van die onderaardse diepte en met 'n groot ketting in sy hand. Hy het die draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan is, gegryp en hom vir 1000 jaar vasgebind. Hy het hom in die onderaardse diepte gegooi, dit toegesluit en dit bokant hom verseël, sodat hy nie meer die nasies kan verlei voordat die 1000 jaar om is nie. Daarna moet hy 'n klein rukkie losgelaat word. Nou as ons die gedeelte verder gaan lees, gaan u ook lees daarso in hoofstuk 20 vers 10, dat die bose einde ten laaste in die ewige vuurpoel gegooi word. Omwonde, die Here Jesus oorwin die bose. Maar om dit alles in perspektief te stel, is dit nodig dat ons dan hierdie eerste 3 verse vanoggend met mekaar deel en ontleed. Kom ons praat eers met mekaar oor wie is hierdie engel. Wanneer ons lees van die engel, dan sien ons dat die engel het sleutel en ketting in die hand. En dan lees ons ook dat dit die sleutel van die dieptes onder die aarde is. En op grond daarvan wil ek jou nooi om gou saam met my oop te slaan by Openbaring 1 vers 18. En dan lees ons wat staan daar. Daar staan, moenie bang wees nie. Dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. En ek het die sleutels van die dood en die doderyk.
Ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Openbaring 3 vers 7, so sê die heilige, die ware God, hy wat die sleutel van Dawid het, wat deur oopsluit en niemand sal dit weer toesluit nie, en dit toesluit en niemand sal dit weer oopsluit nie. Baie duidelikheid hierdie twee tekste. Wie is hierdie engel? Die Here self. Dis die Here Jesus. Kom ons praat oor die ketting. 2 Petrus 2 vers 4. God het self die engele wat gesondig het, nie gespaar nie. Hy het hulle in die hel gestort en hulle laat boei. Wie die mag om die bose te boei? Net die Here Jesus self, God self. Daarom weet ons nou reeds dat hierdie engel baie sterke verwysing is na die Here Jesus self. En om dit verder te bekragtig, dink 'n mens aan die besetene wat daar tussen die grafte geleef het, en dan lees ons daar in Lukas 8 vers 30, en toe die Here Jesus hierdie klomp bose geeste in die varke wil indryf, toe staan daar, en hulle het hom gesmeek om hulle nie na die onderaardse diepte toe te stuur nie, want net hy het die mag om hulle na die onderaardse dieptes toe te stuur. Wie is die engel? Onomwonde, ons Here Jesus Christus. Dan, die volgende vraagie wat ons met mekaar moet bespreek is hierdie 1000 jaar. Is dit regtig 1000 jaar? Nou, daar is 'n beweging, hulle staan bekend as die Chiliaste, en dis maar net 'n Griekse woord wat eintlik beteken 1000 jaar, of dan terwyl die millennials, en in hierdie verstaan van hoe hulle dit interpreteer, is dit definitief 1000 jaar. Maar, as jy die genre en die literatuursoort met respek hanteer, soos wat ons veronderstel is om dit te doen, dan sê ons vir mekaar onomwonde nee, dis onmoontlik, dit is nie 1000 jaar nie. Dis 10 mal 10 mal 10. Wat wil dit sê? Dis nie 1000 jaar nie, die teks wil net sê, dis 'n lang tyd. Om dit te bevestig, kom ons kyk na nog so 'n voorbeeld, ek nooi jou, maak saam met my oop Openbaring 5:11. Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens, die ouderlinge en 'n groot menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja miljoene der miljoene. Nou is die vraag, hoeveel was hulle nou? Der duisende of miljoene? Hoorie? Dis nie wat die teks wil sê nie. Die teks wil sê daar was baie engele. En met hierdie 1000 jaar dieselfde, 10 mal 10 mal 10. Baie is 'n lang tyd. So hierdie 1000 jaar vrede verwys eintlik net na 'n baie lang tydperk van vrede. Goed, en ons gaan later dan nou by hierdie tydperk stil staan. Maar kom ons lees dan verder. Wie is dit op die einde van die dag wat verslaan word deur die engel, wat deur ons Here Jesus verslaan word? Dan Openbaring 20:2. Hy het die draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan is, gegryp. Wie is dit wat die Here Jesus gryp? Hy gryp die duiwel, die Satan. Nou in die Hebreëus is die woord Satan en in die Grieks die woord duiwel, maar een en dieselfde. Geliefdes, die duiwel is nie 'n mitologiese figuur wat nie bestaan nie. Dis 'n realiteit. Verseker bestaan hy, net soos Adam en Eva bestaan het, en net soos dat daar 'n sondeval plaasgevind het en dit waarlik so is die duiwel 'n realiteit. En nie 'n versinsel wat die mens opgedis het om mense mee bang te maak nie, allermins. Nee, die duiwel bestaan. En na die sondeval, Genesis 3, gebeur daar iets verskrikliks. Na die sondeval is alles die bose se skuld. Wat doen die bose? Deur die sondeval kom daar op die einde van die dag sonde, pyn, hartseer, dood, trane, oorlog. Dis alles weens sy toedoen. En wees bietjie eerlik, baie keer dan dink jy, "Sjoe, dis dalk net my verbeelding dat die duiwel, die bose, my in versoeking lei." Dit is nie. Dis 'n realiteit, dit is hy wat jou van die pad af wil hê, wat jou terug wil hê, wat jou wil kom steel. Nee, hy's 'n realiteit. Ek het my kinders altyd so geleer, mens moenie iets haat nie. Nee, mens kan sê ek hou nie van argument sondalwe broccoli nie. Jy moenie sê ek haat broccoli. Enigste ding wat ons moet haat is die sonde. Die enigste ding wat ons moet haat is hy wat die sonde in die wêreld inbring. Want
duiwel en Satan in die Hebreëus en in die Grieks beteken een ding: opponent, teenstander, vyand. En hy is die vyand per slot van rekening wat op die einde van die dag in die kerk stikkend bring, wat in jou eie huis, wat in jou huwelik, wat op die einde van die dag in jou lewe, in ons land, al die gemors veroorsaak. As daar iets in iemand is wat jy moet haat met jou hele wese, is dit juist die duiwel, die bose, want God haat hom. Daar's 'n oorlog, en dit lees ons in Openbaring 20. En dan sê ons vir mekaar, is dit nie waar, dat ons heimlik, maar partykeer, sonder om dit hardop te sê en te erken, partykeer bietjie hou van wat hy in die wêreld ingebring het. Want dit is sogenaamd lekker. Maar kom ons herinner mekaar weer daaraan. Waarmee is hy eintlik besig? As die duiwel nie daar was nie, en as hy nie die mens tot sonde gebring het nie, is die implikasie daarvan dat sekere musiek, sekere flieks, sekere speletjies wat ons op die PlayStation speel, nooit sou bestaan het nie. Want in van hierdie speletjies, in van hierdie flieks wat ons kyk, is daar die verskriklikste tonele van bloed en moord en oorlog en seer en pyn en onvergifnisgesindheid. En wanneer die kinders met hulle PlayStation speel en dan is dit grafies en hy hou oorlog en hy skiet hierdie ou en hy kap hierdie ou se kop af. Geen niks van hierdie goed sou bestaan het nie. Waarmee is hy besig? Dis soos 'n drip, nee, wat jy kry as jy in die hospitaal is. Die bose het 'n drip in hierdie wêreld ingesit, wat die slegte bly drip in jou lewe in. En as hy lank genoeg drip in jou lewe, en jy dit toelaat, dan vergiftig hy jou. Hy vergiftig jou in so 'n mate, dat hy jou vergiftig teen God. En dis sy hoofdoel. Kom ons herinner mekaar net wie jy is, dis sy skuld, dat jy doodgaan, siek word, depressie, moord, seer, pyn, hartseer, verwoesting, dis hy. En daarom kan ons net vanoggend sê, Here, hy het my so in die greep van al hierdie dinge. Die wêreld is so in die greep van hierdie boosheid, van die sonde, van die gevolge van die sonde. Hoe gaan ons ooit daar uitkom? Here help, Here red. En dan lees ons van die engel. Die engel met die sleutel en die ketting. Dan is dit wonderlik om te weet dat die bose deur die Here Jesus verslaan kom word. En nou die vraag, maar hoekom vernietig die Here Jesus die bose nie op die daad nie? Hoekom is daar 'n tydperk, 1000 jaar lang tydperk, wat hy net eers toegesluit word? Hoekom die Here Jesus hom nie van die begin af sommer net vernietig en verwoes in die vuurpoel gegooi vir alle ewigheid nie? Daar's 'n goeie rede. En die rede is, wil hê jy moet saam met my lees, Matteus 12, vers 29. Hoe kan iemand tog by die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed vat, as hy nie vooraf die sterk man vasbind nie? Eers dan sal hy sy huis kan beroof. Die duiwel is hierdie sterk man. En die Here Jesus kan nie net die bose, hierdie sterk man, kom verwoes en vernietig nie, want dan vernietig hy ook die hele huis en alles wat in die huis is. En die Here Jesus is op soek na iets wat binne in daai huis is. Kan dit waar wees? Is daar iets in die huis van die duiwel wat die Here Jesus begeer? Ja, daar is. Wat is dit? Jy en ek. Want toe die sondeval plaasgevind het, is ek en jy onmiddellik in die huis van die duiwel. Elke mens het 'n druppeltjie van die boosheid in hom. Al is dit so klein dat ons dit dalk wil ontken. Ons is sondig. En daar is nie groot sondes en klein sondes nie. Sonde is sonde en daarom is ons ook veroordeel saam met die bose tot die ewige dood in die vuurpoel. En die enigste manier waarop die Here Jesus jou kan red, was deur onskuldig, hy wat geen sonde het nie,
in jou plek die offer te bring, te sterf en te sê, Vader, as jy nou na hulle kyk, kyk na hulle deur my. En die Vader het die Here Jesus geoordeel en veroordeel en letterlik sy rug op hom gedraai, hom gestraf terwille van jou en my. En op grond daarvan word die Here Jesus opgewek as die sondelose. En dan vaar hy die hemel in. En wanneer hy die hemel invaar met hemelvaart, gebeur dit dat die Here Jesus die duiwel uit die hemel uit gooi. Broers en susters, om dit anders te stel. Die Here Jesus kan nie die duiwel op die daad kom vernietig nie, want dan vernietig hy jou daarmee saam. Hy vernietig my daarmee saam, want ons is steeds in die huis van die duiwel. Al het die Here Jesus ons dier gekoop. Wat staan dus daar? Deurdat die Here Jesus die prys betaal het, het hy die reg by die Vader verkry om die huis van die bose te plunder. Hy plunder die bose se huis. En omdat dit hom so duur gekos het, het hy die reg om dit lank te doen. 1000 argumentsonthaalwe soos dit hier staan, 'n lang tyd. Hy het die reg verkry, want dit het hom alles gekos. Hy plunder die huis van die bose, en hy plunder jou en my uit hierdie huis uit. En wat 'n wonderlike wete is dit nie. Maar nou moet ons ook vir mekaar sê, as dit dan nou so is, sal 'n sterk man net sit en niks doen nie, terwyl die huis geplunder word? Natuurlik nie. En om dit in perspektief te stel, moet u ook die volgende tekste saam met my lees, Openbaring 12 vers 9. Daar staan, die draak en sy engele het oorlog gevoer, maar hulle is verslaan. En dan sien ons, dat die duiwel, die Satan, vers 9, wat die wêreld verlei het, is uit die hemel uitgegooi. En dit het gebeur, toe die Here Jesus met die hemelvaart in die hemel inkom. En hy is op die aarde gegooi, en sy engele is saam met hom op die aarde gegooi. Hoor jy, op die aarde gegooi. Openbaring 12 vers 12, sy tweede gedeelte. Maar vir julle, land en see, wag daar elende, omdat die duiwel na julle toe gekom het, met groot woede. Hoekom is hy kwaad? Want die Here Jesus plunder sy huis. En met die wete, dat hy min tyd het. Want hy weet, sy tyd hardloop uit. Die Here Jesus is besig om dag vir dag sy huis te plunder en sy huis minder te maak, deurdat die Here siele uit hierdie huis uit wen. Nou, hoe werk dit op die einde van die dag? Is die Here Jesus besig om te plunder en die duiwel hier op aarde steeds besig? Ons het dan nou net gelees, hy is onder die aarde. Hy is vasgebind daaronder. Geliefdes, kom ons sê vir mekaar, nee. Die eerste ding wat ons hiermee bedoel, hierdie simboliese taal, dat hy onder die aarde vasgebind is, beteken die volgende. Hy het nie meer reg om in die hemel in te stap, net wanneer hy wil, soos wat hy wil, en ons as gelowiges by die Vader aan te kla nie. Onthou julle wat het met Job gebeur? Hy het net in die hemel ingekom en vir die Vader gesê, vir God gesê, maar jou diensknegt Job is nie so oulik nie. As dit en dit met hom gebeur, hy het hom aangekla by die Vader. Met eens kan hy dit nie meer doen nie, hy kan ons nie meer aankla nie. Dit lees ons in Openbaring 12:10. Nou het ons God die redding gebring. Nou is sy mag en koningskap hier en die gesag sy gesalfde. Die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uitgegooi. Hy het hulle dag en nag voor ons God aangekla. En nou kan die bose ons nie meer by die Here aankla nie. Hy is uitgegooi, maar hy is hier op aarde. Maar daai simboliese taal van hy is onder die aarde vasgebind met 'n ketting, beteken hierdie ketting is 'n vasbind op geestelike vlak, maar nie op fisiese vlak. Fisies beweeg die bose en sy trawante en die demone op die aarde rond. Maar geestelik is hy gebind. Hoekom? Want geestelik is dit wat saak maak. Geestelik kan die bose, omdat hy nou gebind is, vir jou en vir my en die mensdom nie langer verhinder en verhoed om tot bekering te kom.
om die lig te sien en uit die duisternis uit te beweeg nie. Om jou hart oop te maak as die Here Jesus klop en om in te nooi nie. Om wedergebore te word nie, om gered te word nie. Die bose het nou geen sê meer daaroor nie. Die bose as sterk man se hande is gebind. Hy het geen seggenskap meer oor die geestesdomein nie. Maar fisies, ja, fisies is hy nog op aarde besig om jou te ontseën nie, sodat jy nie sal kies om jou hand in die hand van hom te sit wat die huis kom plunder nie. Daarom is daar seer, daarom is daar dood, daarom is daar hartseer, daarom is daar siekte, daarom gebeur daar verskriklike goed tog op aarde soos oorlog. En ons sê partykeer, hoekom laat God dit toe? Dis nie God wat dit toelaat nie, dis die duiwel se skuld, dis wie hy is. Maar geestelik, wat dit saak maak, wat dit regtig saak maak, wat dit ewigheidswaarde het, het hy geen sê meer oor jou en oor my nie. En hoe wonderlik is dit nie? En dis wat Openbaring 20 vir jou en vir my kom sê. Jesus plunder die huis van die duiwel, en weet jy wat? Vertrou dat die bloed van Jesus jou so styf vashou, dat die bose, met al sy gebrul, soos Petrus dit sel, soos die brul van 'n leeu, jou nie kan intimideer nie. Selfs al bring hy siekte oor jou, al bring hy beproewinge en lyding. En dis hoekom in Openbaring 13, die duiwel, hierdie draak, die dier uit die see uit laat kom, en hierdie dier is natuurlik die politici, ons weet dit, en hy gebruik ook politici reg oor die wêreld om die kerk en gelowiges en die mensdom te onderdruk, die kerk tot lyding te bring, sodat die kerk, die gelowiges, sal begin twyfel in hulle geloof. Nee, fisies word ons dalk seer gemaak en beproef, geestelik geen manier nie. Want ons is in die hand van die engel, wat die sleutels hou en wat die ketting het. Geliefdes, as ons verder lees, dan lees ons Lukas 15:10. Ek sê vir julle, net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. In die hemel is daar elke dag 'n kosbare groote fees vir elke siel wat uit die huis van die duiwel geplunder word. Want nou groei die huis van die Here Jesus, maar die huis van die bose is besig om te krimp. In die huis van die bose raak dit minder. Die koninkryk van God raak dit meer. Geliefde, mag jy dan in hierdie oggend die wonderlike wete hê, dat die bose kan kom met alles wat hy het, met siekte, met allerlei fisiese beproewinge, selfs met hartseer en met stikkend. Maar jy is geplunder uit die dood uit sy huis uit. Jy behoort aan die engel wat gesê het, ek is die eerste en die laaste. Ek is die lewende. Aan my is alle mag gegee, die hemel en op aarde, en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. En ek het jou in die holtes van my hand. Amen. Ontvang dan nou die seën van die Here. Hy wat die almagtige is, wat sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, hy sê vir jou, ek het jou lief, jy is myne, vir altyd en ewig. Amen.